Om te rook is dalk nou nie 'n sonde nie, maar party ouens sê dit ryk net of jy van hel afkom as jy rook. Die ou mense het altyd gesê, hulle wil nie 'n man soen wat rook nie, want dit proe of jy 'n nat asbak uitlyk. Nou ek het baie lank gerook, 9 jaar aan een, en 10 jaar terug het die Here my heeltemal vrygemaak van dit af. Nou ek wil 'n storieetjie vertel. Toe ek tot bekering kom, het ek skelm begin rook. Want jy weet, ek nou 'n kind van die Here, en nou kan ek nie net voor mense mee rook soos ek altyd gerook het nie. So ek het elke aand uitgegaan, skelm wanneer almal slaap, dan gaan rook ek 'n sigaret. Ja, was hom niks lekker, soos 'n koue oggend of 'n koue aand, 'n lekker koppie koffie en 'n sigaretjie nie. Ons het altyd gesê dis 'n ou kofferetjie, 'n koffie en 'n sigaretjie. En so eendag stap ek uit die huis uit, my pa het al gaan slaap, ek vat my pa se Chesterfieldjie, ek sit hom in my mond, en die oomblik wat ek op Facebook gaan, pop daar 'n ding op wat sê, if it's not good, it is not God. En my oog vang die pakkie sigarette wat sê, danger, smoking kills. En ek besef dat selfs hierdie produk waarsku my teen die produk homself, en dat dit nie goed is nie, en dis nie van God af nie. En ek wil nooit iets in my lewe hê wat nie van God af is nie. My hart is om Jesus te eer vir dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis. En daai aand is ek heeltemal totaal al verlos van sigarette. My pa was dit 'n ander storie. Ek het elke keer verby hom gestap, dan sit ek my hand op sy sigarette en dan sê ek bitter sigarette in Jesus naam. Want die Bybel sê dat lewe en dood in die mag van my tong is. En dan het my broer altyd gesê amen, want as 2 of meer saamstem oor 'n saak, dan sal dit so wees. Dan stap ek verby en sê ek bitter sigarette in Jesus naam. Dan sê my pa, hy goed's klaar bitter, hy gaan nooit ophou rook nie. En kort na dit, paar maande na dit, een oggend staan my pa op en sy sigarette is bitter. En hy het die sigarette neergesit en nooit weer aan dit gevat nie. En my vriend of vriendin, ek wil vir jou sê vandag, dat as jy sukkel om op te rook, daar's hoop vir jou. Jy kan vrykom van dit af. Jou sigarette kan bitter wees. Ek maak nie hierdie videoetjie om jou sleg te laat voel oor jou rook nie. Ek maak hierdie video, ek wil saam met jou bid en God vertrou vir jou vryheid of verslawing van nikotien af. Want dit is nie goed vir jou nie. En as dit nie goed is nie, is dit nie van God nie. En ek wil vir jou aanmoedig, dat volgende keer as jy rook, selfs jy sit en rook dalk nou terwyl jy hierdie video kyk, dan vat 'n diep trek en sê vir die Here, Here, nou vandag maak U my vry van sigarette af. En dan verklaar jy dit. Elke keer as jy sigaret aansê, ek sê, Here, vandag verlos U my van sigarette af. Bid dit, verklaar dit, bitter sigarette in Jesus naam, totdat jy vry is. My broer het dit gedoen en hy is van 'n pakkie 20 na 'n pakkie 10 na losdrol en heeltemal vry. En is al baie jare later en hy is nog steeds heeltemal vry. My pa's baie jare later en is nog steeds heeltemal vry. Ek het 10 jaar en ek is nog steeds heeltemal vry. En vandag kan jou eerste dag van die volgende 10 jaar wees wat jy in vryheid stap. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Ek verklaar elke sigaret bitter van elke persoon wat nou luister, of hulle daarvan hou of nie, bitter sigarette in Jesus naam. Vader, U het ons liggaam as U tempel geag, die plek waar U wil woon en bly. En Vader, ek bid dat elke vorm van verslawing van nikotien bitter sal raak vir elke persoon wat hier sal luister. Sigarette nie meer hulle porsie is nie, dat hulle vry van dit sal kom. Dankie Jesus vir dit wat U in my lewe, my pa, my broer se lewe gedoen het, en elke ander persoon vir wie ons al gebid het vir hierdie verslawing. U sê as 2 of meer saamstem oor 'n saak, dan sal dit so wees. Ek stem saam vir elke persoon wat hier kyk en luister, wat werklik wil vrykom, dat verlossing hulle porsie vandag is. In Jesus naam verklaar ek hulle sigarette bitter en totale vryheid oor hulle lewe in die naam van Jesus. Amen.